Môre, môre, môre! Hoe gaan dit by julle? Het julle 'n lekker nag gehad? Nou trek daai gordyne oop. Dit raak nou al hoe later lig, maar dis die wonderlike daarvan. Jy kan eintlik al in hierdie tyd van die jaar die opkoms van die son beleef. Jy hoef nie uit te gaan nie. Jy kan dit sommer uit jou kamervenster uit aanskou. Hoe die Here besig is om die donker nag weer lig te maak. Dis hoe wonderlik hy is en dis hoe getrou hy is. Die Here is vir ons so lief en ek hoop jy gaan leef in daai liefde vandag voort. Ek wil vanmôre met julle 'n kort versie deel uit Genesis 24, maar ek wil net eers verduidelik wat hier gebeur. Abraham was al 'n bietjie oud, sy seun het nog nie 'n vrou gehad nie en Abraham roep toe sy slaaf, een van sy huisslawe wat hy vertrou het, 'n getroue man, en hy sê vir hierdie ou, gaan Mesopotamië toe en gaan soek vir my seun 'n vrou. Dis die taak wat ek vir jou gee. Ek vertrou jou met alles hierin. En hierdie slaaf het minderwaardig gevoel. Hoe kan hy dit doen? Maar daar was een ding wat jy nou baie mooi agterkom in hierdie hoofstuk, is dat hierdie slaaf, wie se naam ons nie eers ken nie, 'n baie diep gelowige was. Hy het gedurig gebid en hy het baie gevra dat die Here hom moet help om te doen wat sy eienaar van hom gevra het. En dan kom hy in Mesopotamië aan, hy het 'n klomp kamele wat hy saamvat, en dan kom hy daar by 'n put, hy laat hulle drink, en dan bid hy en hy sê vir die Here, help my om hierdie taak wat ek gekry het mooi uit te voer. En dan in vers 42, die tweede gedeelte, bid hy en hy sê, Here, laat my asseblief in my taak slaag. En vanmôre toe ruk hierdie gebed my weer, van 'n gewone ou, iemand wie se naam ek nie eers ken nie. Daar's iets van hom in die Bybel genoem, maar sy geloof in God laat hom vra, Here, help my om my taak mooi te doen. En weet julle, ek dink vanoggend so aan sukses. Wat is sukses? Want sukses hoef nie titels te dra nie, nê? Sukses hoef nie name te hê nie. Johan Heinz het eendag dit mooi opgesom. Hy het gesê, die begin van sukses is nie om buitengewone prestasies te behaal nie, maar om jou dagtaak met buitengewone toewyding te vervul. En daai woorde resoneer so by my vanmôre oor hierdie ouetjie in Genesis 24. Elke een wat aan die voorwaardes van sukses voldoen, gaan van tyd tot tyd die bewyse ontvang dat hulle as 'n mens geslaag het. Ek meen, as ons huishulp vanmiddag klaar is met haar werk en sy vee die asblik met 'n nat lappie vir die laaste keer af, dan gaan sy huis toe met hierdie wete, vandag het ek my werk gedoen. En as 'n onderwyser of 'n verpleegster of 'n sekretaresse, 'n fisioterapeut of 'n dokter of enige iemand hulle dagtaak met toewyding vervul het, dan voel hulle soos 'n sukses. En meer nog as dit, as jy jou dagtaak, as jy aan een mens se lewe 'n verskil kan maak met wat jy doen, as jy iets van die liefde van Jesus kan gee, as jy God se genade kan gaan demonstreer, dan was jy vandag 'n sukses gewees. Dan is jy 'n engel in diens van God, jy's 'n wonderwerk in jou gewone werk. En weet julle, sukses word nie uitgespel op sertifikate teen mense se mure nie. Dis ook nie die titel wat jy voor jou naam dra, of die grootte van die huis waarin jy bly, of jou banksaldo nie. Sukses word geskryf met woorde soos harde werk, toewyding, die lewering van jou beste, en die uitleef van jou omgee. En dan mag ek en jy vandag weet, as ons hierdie gebed net kan bid, Here, help my om dit wat van my verwag word, te doen tot die beste van my vermoë, dan behaal jy sukses as jy dit reg kry. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. O Here, kom lei my vandag op besonderse maniere, en kom help my om in U oë suksesvol te wees. Ek vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Dankie julle almal. Ek hoop dat julle 'n mooi en 'n geseënde dag sal hê. Kan julle glo, ons praat môre dan weer vir die laaste keer die week.
Die tyd loop so vinnig. Geniet julle dag. Totsiens.